Welkom vanoggend hierso by hierdie herinneringsdiens aan oom Marius Grobler. My gebed vir julle en veral ook julle wat van ver af inskakel met die livestream. Is dat julle regtig vandag iets van die troos van die Here sal beleef. Ons bid vir julle dat julle vandag weer opnuut vir hom sal onthou op 'n manier wat eintlik julle harte ligter maak. Ek begin met die bekende woorde van Psalm 121 wat sê: Ek kyk op na die berge, van waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vriende, genade en vrede vir julle en troos van die Heilige Gees. Amen. Nou ek het so 'n bietjie nagedink oor wat se teks ek vandag wil gebruik nadat ek maandag, ek dink dit was maandag wat ek mos vinnig daar by julle gekuier het, weet. En so 'n bietjie geluister het na stories van oom Marius en ek het op die ou ende besluit ek dink ek wil graag uit Prediker 3 uit. Prediker, baie bekende gedeelte wat ek wil lees, Prediker 3, se eerste 8 verse wat julle goed gaan ken sodra julle dit hoor. Maar voordat ons gaan saam lees uit die Bybel uit, daar is 2 liedere gegee vanoggend. Die eerste een wat ons gaan sing, dink ek, is Psalm 23. Julle kan dit daar volg op die skerm en in julle boekies. Ek dink ons sing die eerste vers van Psalm 23. Voordat ons gaan saam lees, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here, wanneer ons hier by mekaar is dit met 'n intense verlange. Verlange na 'n pa, 'n eggenoot, 'n vriend, 'n familielid, 'n oupa, 'n verlange na teenwoordigheid. Here, en U gee vir ons as geskenk vir mekaar. Mag hierdie familie en vriende vandag mekaar se teenwoordigheid as troos beleef. Mag hulle vir mekaar die stories vertel, vir mekaar herinner. Mag hulle vir mekaar opbou. En mag hulle die mooi wat vir hulle gegee is, lewend hou. Amen. Vriende, ek lees vir julle Prediker 3 vanaf vers 1 tot en met vers 8
Die baie bekende gedeelte, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar's 'n tyd vir elke saak onder die hemel. 'n Tyd, ekskuus tog, 'n tyd om geboorte te gee en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om te genees. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te rou en 'n tyd om te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om te werk. 'n Tyd om toe te werk en 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd van oorlog en 'n tyd van vrede. Ek lees net tot sover toe. Bekende gedeelte wat al op soveel plekke, op soveel maniere aangehaal is, oor elke ding wat op sy tyd gebeur. En na aanleiding van Maandag se besoek, het ek nou nogal spesifiek vers 4 wat sê, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. Ek het iets in die stories beleef van iemand wat nogal lief was vir humor. En wat graag ander se lewens ook met humor gevul het. Die ding van humor is natuurlik, humor word baie maklik mos soms afgemaak as iets oppervlakkig. Asof dit maar net 'n manier is om van ernstige sake af weg te skram. En ek het so 'n bietjie weer gaan oplees gister en vanoggend daaroor. Is dit hulle sê humor eintlik die teendeel is. Dit sê nogal baie van iemand wat lief is vir humor. Want een van die goed wat hulle sê is dat humor die vermoë het om in die moeilikste omstandighede eintlik anders as ander mense na 'n situasie te kan kyk. Om 'n hoek te sien wat ander nie raak sien nie. En dit vra dikwels nogal skerp waarneming. Dit vra iemand wat kyk op maniere na goed wat ander sukkel om te kyk daarmee. So iemand wat lief is vir humor is nie noodwendig iemand wat oppervlakkig is nie. Inteendeel, dis 'n teken van iemand wat werklik diep kyk na die lewe. Maar humor het natuurlik ook 'n ander rol en dit bring vir my so 'n bietjie nader aan julle. Sielkundiges het al vir dekades lank navorsing daaroor gedoen. Hulle beskryf humor as een van die volwasse maniere waarop mense met swaar kry saamleef. Dat humor juis iets is wat op 'n volwasse wyse kom en swaar kry help verwerk, swaar kry help dra en draaglik maak. Nie omdat humor noodwendig die swaar kry laat verdwyn nie, maar juis omdat dit vir mense help om al is dit net vir 'n oomblik, van 'n ander kant af na dieselfde werklikheid te kyk. En daarmee saam is humor ook diep sosiaal. Hulle sê wanneer mense saam lag, dan het dit die vermoë om vertroue tussen mense te bou. En herinner dit vir ons dat ons nie alleen is nie. So humor kom nie in vervang hartseer nie. Sien wat die idee is nie. Julle wat vanmiddag bietjie saam gaan kuier en ook rondom 'n braaivleisvuur wat vir my klink ook baie sentraal in sy lewe gestaan het. Saam gaan kuier.
om daar te staan en vir mekaar grappies te vertel oor hom, beteken nie dat dit die verlange en die hartseer vervang nie. Humor staan eintlik saam met hartseer. Ek dink Prediker het baie doelbewus dalk hierdie twee saamgesit om te sê daar's 'n tyd om te huil en daar's 'n tyd om te lag. En soms op dae soos vandag is dit dalk dieselfde tyd in dieselfde asem. Ek lees ook net nou lees ek so vinnig deur van die boodskappe wat vir hom geskryf is. En ek besef dit is eintlik woordeliks was my aanname reg gewees wat ek wou gebruik of wat ek hier in my preek geskryf het, want een van die goed wat ek waargeneem het en vermoed wat julle waarskynlik almal saam sal stem, is dat dit wat ek hoor van hom, dat hy iemand was wat vreugde gebring het in ander se lewens. En dit pas vir my so goed hier by Prediker, wat sê, daar's 'n tyd vir alles. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. En natuurlik is vandag ook 'n dag om te huil. Iets van hierdie skielikheid. Ek dink ons min goed so traumaties vir 'n familie en vir geliefdes, wanneer iemand sterf soos wat hy gesterf het. Sonder waarskuwing, sonder enige teken dat hy hoegenaamd siek was. Julle het nie kans gehad om afskeid te neem nie. Julle het nie kans gehad om totsiens te sê nie. Net ewe skielik 'n hart wat gaan staan. En oornag is daar hierdie leemte. En natuurlik kom vul dit mens met hierdie verlange. Natuurlik kom vul dit mens met hierdie diepe seer. Maar dieselfde Prediker wat vir ons sê, ja, daar is 'n tyd om te huil, is ook een wat sê, maar daar's ook 'n tyd om te lag. En as er een ding is, lyk dit vir my wat julle van oom Marius gaan onthou, is dat hy lag verstaan het. Die een staaltjie wat ek gehoor het. Is hoe lief hy was om sommer uit die bloute uit vir die arme hond te beskuldig van nasionalisme by die braaivleis vuur. Dis nie, is iemand wat geweet het dat die lewe dikwels tyd het vir lag en moet hê. Al is dit vir die arme hond wat nie verstaan hoekom nie. En mens kan dit baie maklik weer eens, kan mense dit so maklik as oppervlakkig afmaak. Maar dit is eintlik 'n soort wysheid. Dit sê, die lewe is nie net vol swaar kry nie. Daar is 'n tyd om te lag. Sommer sonder rede. Sommer by die vuur, sommer vir die hond. Maar dan die ander ding wat ek hoor van hom, is dat dit nie net iemand was wat maar net voortdurend rondgeloop het en grappe gemaak het nie, maar ook iemand wat bereid was om sommer vir enige iemand 'n hand uit te steek en te help. En ek dink dis tog ook 'n stuk wysheid. Hierdie selfde humor aan die een kant en aan die ander kant hierdie bereidwilligheid om te help wanneer ander hulp nodig het, om 'n hand by te sit wanneer daar gewerk moet word, is waarskynlik ook die wysheid om te weet, maar daar's meer aan die lewe as net die seer en die swaar en my eie moeilikheid. Daar's lag, daar's ander, daar's hulp. Die foto's wat julle voor die tyd gewys het, als foto's wat gevul is met mense. Marius se humor het hom nie selfsugtig gemaak.
Ek hoor die storie van iemand wat eintlik vrygemaak word deur die lag van die lewe om te help daar waar hy kan. En dis die een vir wie julle vandag onthou. Die een wat gelag het, die een wat gehelp het. En dalk is dit vandag se troos. Ons kan so maklik aan ons eie standaarde stel vir hoe meet ons nou of 'n lewe 'n suksesvolle lewe was al dan nie. Ons almal se lewens kom met hoogtepunte en laagtepunte. Maar hier in die Bybel hoor ons baie duidelik dat die Here soms anders kyk. Dat die Here soms ook die lewe meet in terme van lag. In terme van help, in terme van saam huil. God se genade juis in al hierdie fasette. Tot by die braaivleisvuur kom. Vir julle as familie en vriende wat na aan hom was, almal wat hom liefgehad het. Die manier wat hy dood is, dink ek, laat dikwels die gevoel dat iemand eintlik te skielik weg is. En is reg om swaar te voel in hierdie tyd. Maar onthou ook elke keer wanneer jy glimlag oor 'n goeie en 'n mooi herinnering. Elke keer wanneer jy 'n grap maak met mekaar. Elke keer as jy weer dalk die hond beskuldig van nasionalisme. Elke keer as jy 'n hand uitsteek na iemand wat hulp nodig het. Is dit ook julle pa, julle eggenoot, julle oupa, julle vriend, wat eintlik lewend gehou word deur julle? So vandag is dit nie nodig om te sê, is dit 'n tyd vir huil, of is dit 'n tyd vir 'n lag nie. Vandag is dit 'n tyd vir albei. Dit hoef nie die een of die ander te wees nie. Mag julle vandag vir hom onthou, vir die mooi wat hy gebring het. En mag julle die mooi van hom lewend hou. Mag die lesse wat hy geleer het om te kan lag en om ander te help. Mag julle dit ter harte neem en mag julle ander ook leer. Om so sy nalatenskap lewend te hou. So lag die Here ook saam met ons. En in ons donker oomblikke huil hy ook saam met ons. Mag julle sy troos beleef in hierdie tyd. Here, dit is so maklik om in sulke tye maar net uit in jou eie donkerte in vas te val. Mag hulle as vriende en familie vandag iets van Marius se vreugde tog ook in mekaar beleef. En mag dit hulle troos. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, daar gaan van die familie se kant af, gaan daar ook een of twee persone iets sê. Ek kan nou nie onthou wie, julle het vir my gesê wie eerste gaan praat. De Wet, is jy nie, nee? Okay.
Dan gaan eers iets kom sê. As dan die kans sien. Okay. Okay. Maar net daar so by die mikrofoon. Môre almal. Ek gaan vandag hierdie namens my ma lees. Liewe familie en vriende. Dankie dat julle vandag hier is om my man, pappa, stiefpa en vriend se lewe te vier. Hy was 'n nederige man, sy humor het ons altyd laat lag en sy hele lewe was getuig van liefde om vir ander mense te doen. Ons kosbaarste tye saam was die eenvoudige lekker tye rondom 'n braai vleisvuur met goeie kos en goeie kuiers. Dit was sy manier om ons liefde te wys. Wat my vandag dra is sy geloof. Hy het onvoorwaardelik in ons hemelse Vader geglo. Ek weet hy rus nou in vrede en dat hy 'n volle lewe gehad het. Jy laat 'n groot leemte agter, my man, maar jou liefde en jou vuur sal altyd in ons harte bly brand, tot ons jou weer sien. Dankie. Dink van die dogter se kant af, dink ek gaan nou ook iemand wees. Praat vanoggend van my suster Juliana en my pa se kleinseun Jason en van my af. Liewe papi, hoe soek ons in woorde hoe ons vandag voel om baie te sê. Maar hier staan ons vandag en wens vir het least nog net een gesprek, nog net een videocall, nog net een lag, nog net een van pa se stywe drukkies. My pa het die beste drukkies gegee. Al was ons so ver van mekaar af, het ons pa altyd seker gemaak dat hy naby ons voel. Papi wou nooit net gewone oproepe doen nie. Pa wil altyd videocalls doen, so pa vir ons en die kleinkinders sien. Al was dit vroeg in die oggend en ons hare nog nie mekaar geslaap, het my pa altyd gesê, man, ek gee nie om hoe jy lyk nie. Ek wil julle net sien. Ek gaan al die videocalls so mis. My pa se vrou, kinders en kleinkinders het vir hom alles beteken. En hy was so verskriklik trots op ons almal en altyd gespog oor ons. Altyd as ek hom gevideocall het, maak nie saak waar hy was nie. Het hy altyd mense naby, soos buiters, of mense wat hy rondgery het, die foon altyd gewys, en gesê, this is my daughter from London, en hy was altyd so trots daarop gewees. Baie dankie vir pa, vir alles wat pa vir ons gedoen het, en baie dankie vir al die wonderlike memories, wat ons saam pa gehad het. Ons is so gelukkig dat ons al die memories van pa het. Pa was ons rots en ons grootste aanhanger. Ons beloof altyd om aan te hou om pa trots te maak met alles wat ons doen. Ek het volgende boodskap is van Jason. Ek sê jammer, dit is in Engels. Jason. Opa, that time and distance kept us apart. Your love never faded. My childhood is filled with memories of playing football in the garden, quiet drives and early mornings by the pool, where I was always your little shadow. Those moments became a lifetime of love, and for us. And though I say goodbye today,
You will forever live on in my heart. Rus nou sag, papi. Ons is verskriklik lief vir pa. En mis pa verskriklik baie. En ons sal pa vir altyd in ons harte dra. Love you always. Annabelle, Juliana and Jason. Ekskuus. Ek dink daar's nie nog iemand hier nie. Dankie vriende. Vir my een van die groot stukke troos is die wete dat as kinders van die Here dat die Here op dieselfde manier wat hy by sy geliefdes in hulle laaste oomblikke was en steeds is, hy nou ook by ons is. Mag julle iets van sy troos in hierdie tyd beleef. Vriende, dan sal julle ook sien, ons laaste lied vir oggend is Amazing Grace. Ons gaan die eerste 3 verse sing, of dit is ook op die skerm. Kom ons staan en ons sing dit saam, en dan kan ons staande bly vir die seën. Vriende, dit klink vir my almal van julle is baie welkom om saam met die familie by die Lions Club te gaan kuier hierna. Ontvang die seën van die Here, die troos van die Heilige Gees. Mag julle mekaar vashou in hierdie tyd en so die Here se liefde vir mekaar wees. En mag julle vrede ontvang. Amen.